Soos gewoonlik altyd 'n plesier om met die boere te gesels en ek het 'n boer gekry wat baie bekommerd is en daarom het ek besluit dat ek na hierdie grafiek gaan kyk en dit is die Desember grafiek in sojabone. Hy sê vir my, luister Frans, ek het baie sojabone. Hy sê hulle lyk eintlik nie te sleg nie. Hy sê maar ek wil hulle nou verkoop, maar ek kan nie verkoop vir R7.500 nie. Wat maak 'n mens? En ek het toe na die grafiek gekyk. Ek het hom so 'n bietjie 'n gedagte gegee en daarom sê ek kom ons kyk na hierdie grafiek. Heel eerste, onthou op Vrydag die 23ste Mei het hier 'n pragtige kers ontstaan. Dit is wat ons noem 'n bleskopskers. 'n Bleskopkers sê die kopers het tot heel aan die einde van die sessie gebly koop. Maar dit beteken nie dat hy gaan opgaan nie, want kyk net wat het gebeur. Ek wil net hierdie tendenslyn intrek sodat julle kan sien. Hierdie tendens wys duidelik nog dat die sojaprys onder druk is en dat daar nog nie werklik 'n beweging is na boontoe om hom positief te beïnvloed nie. Kom ons kyk net gou na hierdie lyn. Hierdie lyn sê vir jou duidelik die prys beweeg onder daai lyn. Met ander woorde, die lyn bly 'n weerstand. Met ander woorde, daar's meer verkopers as kopers en daarom is ek versigtig om sommer net te sê die prys gaan omdraai. Maar hierdie bleskopkers na hierdie verskriklike dalings wat ons gesien het en elke dag bietjie laer, geef my bietjie hoop dat hier 'n paar ernstige kopers in die omgewing is wat dalk hierdie prys hoër wil vat. Maar kom ons kyk net waar lê die sleutel. Die sleutel lê bo hierdie vlak. Ek net vir daai lyntjie sommer gebruik dat die boere kan sien waar kry ek daai vlakkie. Dis die hoogtepunt van die bleskopkers en dit beteken bo hierdie vlak van 7680 kan die prys dalk baie maklik verbaas en boontoe beweeg en natuurlik hierdie tendens wat af is omdraai dat dit na bo beweeg. Maar wat is die goue reël? Die goue reël is die prys moet bo 7680 gaan om jou gelukkig te maak om vir jou te sê hierdie kopers wat hierdie kers gedoen het, sê dat dit eintlik gaan opgaan. En om sê net terloops, kom ons kyk net bietjie waar gaan hulle verkeerd wees en dit gaan die laagtepunt van hierdie kers wees. En dit is die laagtepunt lê by 7545. Wanneer die prys onder 7545 begin gaan van hierdie kopers wat hierdie dag so lekker lustig gekoop het, gaan begin bekommerd raak. Hulle gaan sê, "Jong, ons het dalk die verkeerde ding gedoen" en dan kan die prys laer gaan. So vir die boer, wees versigtig, die prys moet gaan bo 7680 om jou gelukkig te maak. Andersins, al het jy die mooiste soja in die wêreld, jy gaan dit dalk teen 'n lae prys moet verkoop later, maar ek glo daarom nie. Kyk 'n bietjie hierdie baie vensters en ons weet baie keer maak markte gereeld hierdie vensters toe as die momentum eers aan die gang kom en net om julle gedagte te verfris. Ons het al baie oor die rand die afgelope tyd gepraat. Die rand is verskriklik sterk en die rand kan baie maklik verswak. Maar die eerste teken vir die rand se swakte teenoor die Amerikaanse dollar is R18 en ek dink bo R18 kan ons verswakking sien in die rand en dan kan hierdie sagte kommoditeitspryse sommer skielik baie beter lyk. Nou ja, besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en ons kuier weer.
bakkie. It's not a bucket. It's a Hilux.